Vriende, goeienaand en hartlik welkom op hierdie laaste Pinksteraand van ons week en dan sal ons weer Sondag op Pinkstersondag by mekaar wees. Maar vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by die genade van die Here wat vir ons almal groot is en wat vir ons almal genoeg is. En daarom wil ek vra dat ek en jy vir 'n oomblik sal stil word en dat ons 'n baie bekende gebed saam met mekaar sal bid. So kom ons sit net so en dan bid ons vanaand saam. Here, vanaand bid ons saam met Koos Doep. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eintlik nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek en elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit, Heer, die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte, in elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem is net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade, en wat ek het is net geleen. En eintlik smag ek na U waters van rus. Lei my, Heer, vanaand daarheen. En dankie dat ons dit mag vra in Jesus se naam. Amen. Vriende, vanaand lees ons twee gedeeltes wat uit Korintiërs uitkom, twee gedeeltes wat Paulus geskryf het in 1 Korinte en in 2 Korinte gaan ons lees. So ons lees vanaand uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 en ons gaan lees van vers 1 af. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gefestig staan. Deur die evangelie word julle gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag is hy opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en ek is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. En dan lees ons daar in 2 Korintiërs in hoofstuk 12, 2 Korintiërs 12. Vriende, en Paulus skryf daar in vers 7 van 2 Korinte 12. Ons gaan lees so die laaste sin van vers 7. Daarom, skryf Paulus, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met sy vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat dit vir my weggeneem word, en sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikheid ter wille van Christus, want as ek swak is, dan is ek sterk. Nou, as ons hierdie gedeeltes lees in Korintiërs vanaand, dan moet ons iets verstaan van die tyd waarin Paulus hierdie briewe geskryf het. Paulus skryf vir die Korinte, maar voor dit lees ons al daar in Handelinge 17 en vers 32, as Paulus preek daar in Athene by die Areopagus, dan preek hy en hy vertel vir hulle van die opstanding van Jesus, maar party mense het hom uitgelag, hulle het nie geglo in die opstanding nie. Daarom is dit so belangrik om te verstaan dat dit in 'n tyd was waarin mense getwyfel het oor die opstanding en of dit kan waar wees of nie. Nou kom skryf Paulus weer in Korinte, 'n hele hoofstuk kom skryf hy oor die opstanding. Nie net die opstanding van Jesus nie, maar ook van God se kinders. Hy sê, dis 'n feit.
En hoe weet ons dis feite? Want ons soek getuies. As iets gebeur, dan sê ons, wag. Wie het gesien dit het gebeur? Julle sê hierdie is so, wag, wie het gesien hierdie het gebeur? En as daar 'n klomp mense opstaan en sê, ons is getuies daarvan, dan weet ons mos, dis 'n feit. Dis hoe dit is. Hier is die getuies daarvoor. Paulus skryf op Korinte, sy gemeente, en hy sê vir hulle, julle wonder oor die opstanding van Jesus, kom ek vertel julle, mense lag daaroor, maar julle weet hoeveel getuies is daar. Getuies wat die verhaal vertel van Jesus wat opgestaan het. Vriende, Paulus sê, julle wil weet wie is die getuies, ek gaan vir julle dit sê. Hy is begrawe en hy het opgestaan in vers 5 sê, hy het aan Sefas verskyn, hy het aan die 12 verskyn, toe het hy aan meer as 500 broers verskyn, en party van hulle leef nog. Julle kan hulle gaan vra. Toe het hy aan Jakobus verskyn, toe aan al die apostels. So julle kan vra, hy het aan al die mense verskyn, maar weet julle hoe kan ek vir julle sê die opstanding is waar? Want ek is ook 'n getuie. Ek vertel nie die storie op hoorsê nie. Ek het hom ook gesien, hierdie opgestane Jesus. Ek is ook 'n getuie dat hy opgestaan het uit die dood uit. Paulus praat van homself as die ontydig geborene, die geringste onder die apostels, nie eers werd om 'n apostel genoem te word nie, sê hy. Hoekom sê Paulus dit? Want hy het geweet wie hy was. Vriende, as daar nou een mens op hierdie aarde is wat hom maar die beste ken, is dit God. En dan ek. Ek weet mos wat in my gedagtes aangaan. Ek weet wat in my hart gebeur. Ek weet hoe ek elke dag optree. Ek weet wat ek sê. Ek weet wat ek doen. Ek weet wat ek glo. Paulus sê, ek ken myself en ek weet, ek is die geringste van almal. Ek weet, ek is die een wat gemaak het dat baie van Jesus se volgelinge gevange geneem is. Paulus sê, ek weet, ek is die oorsaak daarvan, dat baie van hulle doodgemaak is. Ek was die een wat die seël op die brief gesit het en gesê het, daai 2 mans moet sterf, omdat hulle in Jesus glo. Paulus sê, ek weet hoe sleg ek was, ek weet dat ek die mense nie net vervolg het en gevang het nie, maar ek het hulle ook in die tronk gegooi. Dis in elk geval waarheen hy op pad was, toe God in 'n liggaam hom verskyn het. Hy was weer op pad om te gaan vervolg. En Paulus sê, ek ken myself, weet wie ek is. En nogtans was God se genade so groot, dat hy aan my verskyn het. Dat hy homself in 'n lig en in sy stem aan my kom openbaar het. Vriende, Paulus weet wie hy was. Maar toe ontmoet hy die genade van God. Daardie dag toe die lig oor hom skyn, toe ontmoet hy die genade van God. En daai genade van God, dit verander hierdie harde hart van Paulus, wat mense vervolg en laat doodmaak, verander dit in 'n hart, wat vir almal die goeie nuus in die evangelie wil bring. Hierdie genade van die Here verander Saulus, wat die vervolger is, en Paulus, die een wat nou vervolg word. Hierdie genade van die Here verander Saulus, wat nie in die opstanding geglo het nie. In Paulus, wat in Handelinge en in Korintiërs en op baie ander plekke in die Bybel praat en vir die mense sê, Jesus het opgestaan. Glo jy dit? Vriende, die genade van God het Paulus gemaak wie hy is. Dis wat hy sê. Hy sê hierdie genade van die Here, vers 10, deur die genade van God is ek wat ek is. Paulus sê, ek het myself baie goed geken, en ek is eintlik die laaste een aan wie God homself moes openbaar, maar hy het, en dit was net genade, en nou het daai genade my kom maak wie ek is. Vriende, en dan 3 keer in Korintiërs 15 vers 10, praat Paulus van God se genade. Toe hy hierdie genade ontmoet, sê hy, kon ek nie ophou om te praat oor God se genade nie.
Jy sien, daar was baie ander dinge waaroor Paulus kon brek, en hy het voorheen daaroor gebrek. Hy was 'n fariseer, wat in die voorste sitplekke van die sinagoges was. Hy was die een wat die leer gegee het. Hy het gepreek, hy het ander vertel. Hy is besny. Mense het 'n bewondering gehad vir Paulus en vir sy kennis, want hy was een van die slimmes. Paulus het die wet geken op die punte van sy vingers. Maar Paulus het nie die genade van God geken nie. En eers toe hy die genade van die Here ontdek, toe sê hy, nou weet ek wie ek is. Vriende, wie is hy nou? Hy het mos nie verander nie, of het hy? Paulus sê, nou weet ek wie ek is nou 'n vrygekoopte. Deur die genade van die Here is ek wie ek is 'n vrygekoopte. Deur die genade van die Here is ek wie ek is gered. Deur die genade van die Here weet ek wie ek is die een wat gaan opstaan uit die dood uit, saam met Christus, want die wat saam met hom gesterf het, sal saam met hom opstaan. Ek weet wie ek nou is. En daarom sal ek ook vervolg word, omdat ek hierdie goeie nuus, die evangelie verkondig. En Paulus sê, die genade van die Here was nie te vergeefs nie. Maar alles wat gebeur het, was maar net die genade van God wat by my is. Besef ek en jy dit vandag? Vriende, besef ons dat wie ons is, regte genade is. Ons almal sing Koos Doep se liedjie, baie mooi liedjie. Maar ons hou soms daarvan om te roem op wie ons is. Besef ons, die genade maak ons wie ons is. Selfs met hierdie wete, was daar ook in Paulus se lewe slegte tye. Vriende, selfs al sê Paulus, die Here se genade het my kom red, die Here se lig het op my kom skyn, en sy genade het deel van my lewe geword, maar dan skryf Paulus net in die volgende boek, daar in 2 Korintiërs, skryf hy vir ons, en hy sê, selfs al ken ek die genade van God, was daar 'n doring in my vlees. Selfs al ken ek die genade van God, en al weet ek wie ek is, was daar iets in my lewe wat my wil onderkry. Vriende, Paulus noem dit die doring in sy vlees, en ek kan nie vir julle sê hoeveel teoloë al bespiegel het wat dit is nie. As God wou hê ons moet weet wat dit is, het hy dit in die woord vir ons gegee, maar ek dink hy het dit juis oopgelos, sodat ek en jy ons doring in die vlees daar sou kon inskryf. Sodat ek en jy kan sê, ja, dis my doring wat my met 'n vuishou wil slaan. Paulus skryf oor hierdie doring in sy vlees, en hy sê, hoor mooi, dis nie 'n klein doringkie nie, dis nie ietsie wat in my kous vashou, en nou as ek my skoen aantrek, en ja, dan steek hy my, en ek haal my skoen uit, en ek haal hom uit, en nou gaan ek aan nie. Hy praat oor hierdie doring in sy vlees, en wat sê hy? Hy sê, hierdie doring wil my 'n uitklophou gee. Hy sê, hierdie doring wil my gereeld met sy vuiste slaan. Nie 'n klein ou doringkie, stekerige iets in my kous nie. Iets wat aan my trui of my baadjie vashak nie. Dis iets wat my 'n vuishou wil gee in die gesig. 'n punch in the face. Vriende, het jy so iets? Het jy 'n doring in jou vlees? Het jy iets wat elke nou en dan 'n vuishou kom gee en dit druk jou terug aarde toe? Dat jy die een oomblik sê, ek weet dis die genade van die Here wat my maak wie ek is, en die volgende oomblik op jou knie laat val en sê, Here, wees my genadig, laat hierdie doring by my verbygaan. Maar dan skryf Paulus ook in hierdie gedeelte in Korintiërs, en hy sê, maar hierdie doring het ook gemaak dat ek nie meer hoogmoedig is nie. Hierdie doring het ook gemaak dat my hoogmoed tot 'n einde kom.
Jy sien genade, geestelike hoogmoed. Begin altyd met gees, genade, geestelike hoogmoed, maar hulle staan nie langs mekaar nie. En vriende, baie keer ontvang ons hierdie genade van die Here, maar dan skuif dit in ons lewe oor na 'n stuk geestelike hoogmoed. Dan begin ons brag oor wat ons kan doen en wat ons reg gekry het. Met Paulus kon dit dieselfde wees. Maar die Here se genade was so groot, dat die Here vir hom gesê het, Paulus, my genade is genoeg vir jou. Ek gaan nie hierdie vuishoue wegvat nie. Vriende, die genade van die Here was so groot, dat Paulus soveel kerke eintlik geplant het. En hierdie genade kon so maklik oorsit in geestelike hoogmoed, sodat hy kon sê, ek Paulus, ek het al hierdie briewe in die Nuwe Testament geskryf, ek Paulus, ek het. Maar hierdie doring in sy vlees, hierdie vuishou, het gemaak dat hy uit genade elke keer onthou wie hy is, die gesand van God. Vriende, die dag toe daardie lig uit die hemel op Paulus val, was die kollig nie op Paulus nie, op wie was die kollig? Op God. Dit was God se lig, die kollig was op hom, maar daai lig het op Paulus geval, dit het maar weer kaats na hom toe. Soveel keer doen mense skilderye of sketse en dan sit hierdie lig wat klein hier begin en dan skyn dit so helder oor Paulus. Ek dink dit was aan die ander kant toe om. Ek dink die kollig was op Jesus, want dis hoekom Paulus hom kon raak sien. Die lig het nie van daar af op Paulus geskyn, die groot almighty Paulus nie. Nee. Die kollig was op Jesus, die groot Jesus. Maar daai lig het ook op Paulus geskyn. Hy het God ontmoet. Hy het Jesus ontmoet. En elke keer as Paulus net vir 'n oomblik die kollig sou wou steel, dan het die genade van die Here deur sy doring in die vlees hom weerhou daarvan. Vriende, kan dit wees dat jou en my doring in die vlees ook maar 'n stukkie genade van God af is? Vir Paulus was dit nie maklik nie. Daar staan hy 3 keer gebid, Here, neem dit weg, Here, neem dit weg, Here, asseblief, vat dit net weg. En dan antwoord die Here hom, my genade, Paulus, is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking as jy swak is. Vriende, klink dit nie vreemd nie? Jy het krag as jy swak is. Vir ons is dit nie so nie, as jy swak is, het jy niks krag nie. Ons kan amper soos die kinders sê, Maar Paulus het geleer uit ervaring wat dit is. Paulus het geleer uit ervaring, juis wanneer ek swak is, dan vertrou ek God. Want dan kruip ek by God weg, en dan is dit sy krag wat leef, nie myne nie. Maar wanneer ek nie swak is nie, dan kom ek in bravade met Paulus se krag. Paulus se kennis, Paulus se. Maar wanneer ek swak is, wanneer ek wegduins vir die vuishou, dan kruip ek weg waar by Jesus. Hy sê, jy sê, daarom is ek bly oor my swakhede, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Wat is 'n beskutting? My skuilplek. Hy sê, ek gaan kruip agter Jesus se krag weg. As die vuishou kom, dan hardloop ek en ek gaan staan agter Jesus. Vriende, onthou hier toe jy klein was, né? Die seentjies verhaal. Hulle saais mekaar lekker op en dan dink hulle, ek gaan hierdie ouetjie fight, totdat hierdie ouetjie sy vuiste oplig en ek dink, hy gaan vir my floor. En wat doen ons? Dan hardloop hy seentjie en hy gaan staan agter sy ma of agter sy pa en hy kruip agter hulle kragte weg. Paulus het geleer as sy swakheid, as hierdie doring in die vlees, die arms oplig en vir hom sê, Paulus, ek gaan vir jou punch in the nose.
dan hardloop hy na sy beskutting, en wat is dit? Die krag van God. Hy hardloop en hy gaan staan agter God se krag, en dan, deur die krag van die Here, oorwin hy, en daarom wanneer ek swak is ek sterk. Want dan staan ek nie meer voor nie, maar God staan voor. God staan tussen my en die vyand. God gee die oorwinning. Dis God se krag, nie myne nie. Gaan kruip weg by God met sy genade en sy krag. Die Griek sê dit eintlik so mooi. Die Griek sê letterlik dat ons binne die krag van God moet gaan woon. Nie net eers agter dit wegkruip nie, nee, die Griek sê eintlik gaan woon in sy krag. Dis amper soos 'n rekenaar, né, met hierdie groot spiere en gaan klim in hom in. Gaan woon in hom. Gebruik sy krag. Vriende, deur die genade van die Here is ek en jy wie ons is vandag. En as daar vir ons 'n doring in die vlees se gees, 'n vyshou wat ons wil uitslaan elke nou en dan, is dit miskien net nou nog 'n stukkie genade van die Here. Sodat ons nie hoogmoedig sal word nie, maar sodat ons by hom kan gaan wegkruip en sy krag kan beleef. En kan ek vandag vir u sê, as Paulus nie deur Jesus se krag gedoen het wat hy gedoen het nie, dan het ons nie al hierdie boeke in die Bybel gehad nie. As Paulus 10:1 nie die doring in die vlees gehad het nie, dan ek en jy nie hierdie Nuwe Testamentiese boeke wat hy die meeste van geskryf het, het ek en jy nie gehad nie, want dan Paulus het uit sy eie krag uitgedoen en dan sou dit nie kon doen nie. Maar omdat hy doring in die vlees gehad het, het hy uit God se krag geleef, en omdat hy uit God se krag uitgeleef het, het hy beleef wat hy beleef het. Ek bid dit vir jou in hierdie Pinkstertyd. Ek bid regtig dat jy sal leef vanuit die genade van wie jy is in hom. En dat jy sal gaan wegkruip. Dat jy jou beskutting sal vind in sy krag. Amen. Here, dankie dat ons vanaand sommer net weer kan besef dat u genade is vir ons groot en dit is regtig vir ons genoeg. En ek bid dan ook, Here, dat u vandag op 'n besonderse manier vir hulle wat vuishoue gevat het hierdie week en wat op die grond lê, wie se dorings in die vlees baie diep geslaan het, dat hulle vandag sal opstaan en agter u sal gaan wegkruip. Dat hulle deur u krag sal leef en nie hulle eie nie. Deur die genade van die Here is ons wie ons is. Amen. Vriende, ek en jy gaan nou saam met mekaar sing oor hierdie amazing grace van die Here. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Vriende, ontvang dan nou ook vandag die seën van die Here en mag jy hier uitgaan met die wete
dat God vanaand vir jou sê, my genade, my kind, dit is vir jou genoeg. Mag jy hoor dat Jesus uitroep, ek het die dood oorwin, en daarom sal my kollig op jou val, sodat jy my kan sien. Mag die Heilige Gees jou dan help, terwyl jy Jesus sien, en die vuishoue aankom, mag jy deur die Gees agter sy krag gaan wegkry. Mag die Vader, Seun en die Heilige Gees by elkeen van julle wees. Amen.